Matteus 14 vers 31 sê, Jesus het sy hand vinnig uitgesteek en hom uit die water het opgetrek. Hoekom is jou geloof so klein? Hoekom het jy nie aanhou glo nie? Het hy verwytend vir Petrus gevra. 'n Ander skrifgedeelte sê, jou klein gelowige. Jy sien, Jesus loop op die water in die middel van 'n storm en die 12 disippels is in 'n boot doodbang. Jesus sê vir hulle dat dit hy is en Petrus sê, Here, as dit u is, laat my na u toe kom op die water. En Jesus sê vir hom, maar kom. Petrus haal sy oë van Jesus af en hy begin sink, want dis mos wat ons doen wanneer ons fokus op die storms in ons lewens in plaas van op Jesus. En ek dink by myself, Here, u sê vir hom, hy is 'n klein gelowige, maar hy het nou net op die water geloop. As hy klein gelowig is, dan is ek in die moeilikheid. Maar wat as dit nie beteken het wat ek en jy dink dit beteken nie? As jy die woordjie klein gaan Google, dan sien ons die ander betekenis van klein is nie lank nie of nie van lange duur nie. So Jesus sê eintlik vir Petrus, broer, jou geloof het nie lank gehou nie. Die woord sê as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie. Dit gaan nie oor die grootte van jou geloof nie, maar oor hoe lank dit hou. Ons kom na God toe met groot geloof en ons verwag dat God daardie berg gaan laat move, maar dan vat hy 'n bietjie lank. Dis dan wanneer vrees inskop. Ek en jy kan nie vrees en geloof op dieselfde tyd hê nie. Jy sien, beide geloof en vrees wil dieselfde ding hê. Dit wil hê jy moet glo aan iets wat nog nie gebeur het nie. Die verskil is net, watter een gaan jy glo? Hou aan met glo, moenie opgee nie. My vriend, God weet wat hy doen en sy tydsberekening is perfek. Dankie Here. Dankie dat u 'n God is wat altyd dieselfde is. Gister, vandag, môre. Hierdie woord is net so van toepassing op my. Here, dankie dat u in beheer is. Dankie dat u weet wat u doen. Dankie dat die tydsberekening altyd perfek is. Al voel dit soms nie vir my so nie. Ek eer u, ek loof u en ek prys u in Jesus se naam. Amen.